Die 3 verse met die woorde van die Here Jesus Christus, wat hy daar aan sy disippels gegee het, terwyl hy met hulle gepraat het. Dit was net voordat hy dan ook gevange geneem is, en dan gelei is daar na die berg, die koppie Golgotha toe, waar hy gekruisig is. So dit was net so eentjie voor dit gewees. Die woord van die Here uit Johannes 14, die eerste vers, lees ons: Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Net tot sover uit die wonderlike woord dan van die Here. Die Here Jesus Christus gesê aan sy disippels, hulle moenie ontsteld word nie, hulle moet in God glo. Hy sê, want in die huis van sy Vader is daar baie wonings, en hy gaan om vir hulle plek voor te berei. En ek wil vanmôre dan uit hierdie paar verse wat ons saam gelees het, met die praat onder 'n tema, die prys vir 'n goddelike tuiste. Die prys vir 'n goddelike tuiste. Baie mense dink toegang tot hierdie goddelike tuiste, tot die hemel, tot die Here Jesus Christus, is sommer net iets wat ons kan 'n vinnige gebedjie bid, en dan kan ons ingaan en ons het dit, en dan kan ons maar lewe soos wat ons wil. Daar is nie nodig om heilig te word nie. Nee, die woord van die Here sê, dit het 'n prys gekos. Dit het 'n duur prys gekos. Dit het Jesus Christus homself gekos. Nou, as ons gaan kyk na die belofte van die Here Jesus Christus, en hy sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings, kan ons gaan kyk na die verskil tussen die woord van 'n huis en 'n tuiste. En ek wil met u praat met die prys vir 'n goddelike tuiste. Die woord huis, as ons gaan kyk in die Woordeboek, en sal ons sê, dit is 'n gebou, dit is 'n struktuur waarin mense woon. Kerkgebou is hier, en ons kom as mens by mekaar om hier te kom aanbid. Maar 'n tuiste het heeltemal 'n ander betekenis as 'n fisiese gebou. 'n Tuiste is 'n emosionele ruimte waar jy veilig, geliefd en tuis voel. Die tuiste bied gemoedsrus en 'n veilige hawe. En dit is wat Jesus gaan voorberei het. Hy het vir ons hierdie emosionele ruimte kom skep, waar ons veilig kan wees, waar ons geliefd kan wees, en waar daar tuiste kan wees vir ons as mense, 'n veilige hawe. Die Here Jesus Christus sê daar in Johannes 14 vers 2, in die huis van my Vader is daar baie wonings. Hierdie woord huis wat hierso staan, kan verskillende dinge beteken in sy oorspronklike taal. As ons gaan kyk na die oorspronklike taal vir die woord wat met 'n huis vertaal is, dit kan beteken 'n fisiese blyplek, 'n gebou. Maar dit kan ook beteken dat dit is na 'n huisgesin, 'n familie, wat dit na ook kan verwys. Daardie emosionele veilige hawe vir 'n mens. By God se huisgesin is daar dan baie wonings. God se huis het vir ons baie wonings. Daar is baie plek waar ons dan in hierdie veilige hawe kan inkom. Die mens kan dit nie outomaties dan toegang kry tot hierdie huisgesin van God nie. Dit is nie sommer iets wat ons self kan doen om daarin te kom nie. Jesus moes vir ons plek gaan berei het. Dis wat hy sê daar in vers 2, ek gaan om vir julle plek te berei. Die mens kan dit nie net sommer outomaties kry nie. Dit was 'n plek wat fisies bewerk geword het vir ons deur die Here Jesus Christus. En die enigste manier
om plek vir die sondaar mens te berei, was die kruisdood. Daar was nie 'n ander manier hoe hierdie plek voorberei kon word nie. God die Vader het dit so beskik, dat daar slegs 'n dood moes wees vir die sonde. En die mens wat 'n sondaar is, kan nie vir homself hierdie plek dan ook gaan berei het nie. Daarom moes Jesus, wat God is, self gekom het, om hierdie prys te betaal. Jesus moes vir die sonde van die mens kom betaal het, sodat die mens die vergifnis, die verlossing en ook die toegang na God die Vader se tuiste te kan ontvang. Dis die enigste weg, dis die enigste waarheid. En dit is die enigste manier hoe om by God die Vader uit te kom. Die kruis was nie 'n baie maklike pad gewees nie. Ek dink nie een mens kon deurgemaak het wat Jesus daardie dag moes deurmaak nie. Van die aand voor die gehegtenisneming was daar 'n geweldige stryd, emosionele stryd gewees met in Jesus se gemoed, waar hy so angstig geword het vir dit wat vir hom wag, dat sy sweet het soos bloed uit hom uitgeslaan. Hy was 'n geweldige gespanne toestand gewees. En hy het gevra, Vader, laat hierdie beker net verby my moet gaan. Maar hy het ook gesê, Here, nie my wil nie, maar U wil. In sy menswees het hy geweet, oor in sy godheid het hy geweet wat wag vir hom, maar in sy menswees het hy nie kans gesien daarvoor nie. En dan dink die mens, vandag is 'n dag wat ons nou nie meer so ter harte kan neem nie. Die Here Jesus Christus het 'n geweldige stryd deurgegaan, daardie nag, totdat hy gevange geneem is. Reg deur daardie oggend, tot hy daar aan die kruis gehang het en in pyniging gewees het. Ons dink vandag terug aan die kruis en wat Jesus dan moes deurgemaak het ook vir ons as mens. Nou om die volle omgang van die kruis te kan verstaan en te besef wat moes Jesus deurgemaak het, moet ons ook kyk na wat het dit vir Jesus gekos. Die prys vir 'n goddelike tuiste is ons tema. En die prys is nie wat ek en jy betaal nie. Die prys is die prys wat Jesus Christus moes betaal het. Want as hy dit nie gedoen het nie, as hy nie deurgegaan het nie, as hy nie uit die dood het opgestaan het nie, was daar nie redding vir my en jou nie. Dan was ons voorland om vir ewig en vir altyd in die hel te kan wees. Jesus was bereid om hierdie pad vir my en vir jou te stap. Alhoewel hy geweet het wat vir hom wag in sy godheid, het hy presies geweet. En om te verstaan wat het hierdie prys vir Jesus gekos, gaan kyk ons na die woord van die Here vanmôre. En ek wil hê ons moet so 'n bietjie fokus op Jesaja 52 vers 13 tot by vers 15. En dit gee vir ons 'n beskrywing wat die kruis se prys was, sodat daar 'n goddelike tuiste vir ons geskep kan word. En daar is 3 gedagtes. Net 3. Die prys vir 'n goddelike tuiste behels 'n verhewe knegg. Geen mens kon dit gedoen het wat Jesus gedoen het nie. En as Jesus hierdie pad nie gestap het nie, sou geen mens eendag die toegang na hierdie goddelike tuiste kan ontvang het nie. Dit het 'n verhewe knegg se tyd of sy lewe gekos. En ons sien dit in Jesaja 52 vers 13. Kyk, my knegg sal voorspoedig wees. Hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog wees. Hierdie knegg verwys na die Here Jesus Christus homself. Hy wat God is, hy wat in die heerlikheid van God bestaan, hy wat in die heerlikheid van God gewoon het, hy moes daardie heerlikheid verlaat het. Hy wat reeds daar was van die begin af. Hy was daar. Daar is nie 'n begin vir Jesus Christus nie. Hy is die begin. Hy is die einde. En ek wil gou so 'n bietjie iets vir u verduidelik van waar Jesus kom. Want baie mense dink dat Jesus
is mos nou gebore daar in Bethlehem in die stal, en dis waar sy lewensloop begin het. Maar as ons die Bybel reg gaan lees, dan gaan ons sien wat Jakobus geskryf het. Hy sê daarso, in die begin was die woord. Die woord wys na Jesus Christus, hy is die woord. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. So Jesus Christus, wat die woord is God homself. Genesis 1 vers 1 wat vir ons sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskaap het. Toe daar 'n begin was hy reeds daar. Daar is nie 'n begin vir hom nie. Hy is die ewige, die alomteenwoordige, die alwetende en die almagtige God wat vir ewig net bestaan. Hy het nie 'n begin nie. Hy staan nie binne in tyd en dit word nie beperk deur ons as mens of dit wat ons beperk nie. Hy is reeds daar. So in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Hy is die begin. En hy is ewig. Nou sê hierdie vers vir ons, in die begin het God. Nou wie is God? As ons gaan kyk na die Hebreëse naam, is dit die naam van Elohim. Nou Elohim het 'n besonderse betekenis, dit praat van God. Maar dit praat nie van gode nie, dit praat van God, 'n eenheid. Maar dit praat ook van meer as een. In sy wese as eenheid van God, is dit nie net een of twee nie, maar 'n meervoud. In die Hebreëus kry jy 'n enkelvoud, 'n dualvoud en 'n meervoud. En God, Elohim wat daar staan, beteken God in die meervoud. Nou hoe gaan ons dit nou verstaan? Aanbid ons nou meer as een God? Nee, dis nie wat dit sê nie. Daar is ander gelowe wat sê, ja, ons aanbid baie gode. Nee, ons aanbid een God. Maar hy het hom verskyn aan hy het drie persone aan ons, sodat ons hom kan verstaan. Dis hoe hy in ons gekom het. En wanneer ons gaan kyk na die Hebreëse teks van Genesis 1 vers 1, gaan daar bietjie vir ons iets bietjie duideliker word. Want jy sien in die oorspronklike teksvers in die Hebreëus, is daar 'n woord, wat in geen ander taal vertaal is nie. Hy staan in die Hebreëse teks. Hy kan nie, hy is daar in die Hebreëse teks, en hy kan nie in 'n ander taal vertaal word nie. Genesis 1 vers 1 in die Hebreëus, ek gaan nou Afrikaans lees. In die begin het God, en daar in die geel is die woord. Daardie woord is 2 letters, en dit staan Alef Taaf. So in die begin het God Alef Taaf, die hemel en die aarde geskape. Jy kan gaan kyk op die internet, vra vir Google, dit sal daar wees, gaan kyk na die Hebreëse teks. Nou Hebreëus lees jy dan nou van regs na links. In die begin het God Alef Taaf. Nou wat is hierdie woord Alef Taaf? En dit is, Alef is die eerste letter van die Hebreëse alfabet, en Taaf is die laaste letter van die alfabet. So dit beteken, in die begin het God drie-enig, een wese, Vader, Seun en Heilige Gees, het God in sy volle wese, Alef Taaf, die begin en die einde, die hemel en die aarde gemaak. In die Nuwe Testament het Jesus gekom, en dit was in die Griekse skrywe, en wie sê Jesus sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste letter van die Griekse alfabet en die laaste letter. Jesus Christus is die eerste, Jesus Christus is die laaste, en Jesus Christus is alles tussenin ook. Hy was reeds van die begin af daar. Hy is van die begin af, en hy is die einde, sal hy ook altyd sal hy altyd daar wees. En alles tussenin is hierdie Jesus, die verhewe knegt van God. En as ons nou hierdie vertalings, of hierdie bewyse uit die Hebreëus vat, en as ons eie vertaling nou maak, en ek doen dit met baie respek, ek sê nie daar is fout met die Bybel nie, daar is nooit 'n fout met die Bybel nie, want dit is God se woord. Om dit te verstaan, kan ons dalk so insit. In die begin het God drie-enig,
die eerste en die laaste, Jesus Christus, die hemel en die aarde gemaak. Jesus is die skepper van hierdie heelal. Hy was reeds daar van die begin af. Hy het sy heerlikheid verlaat om mens te word. Want hy was verhewe, die God van die Here. Hy het 'n diensknegt geword om die mens te kom dien. God homself het homself so uit sy heerlikheid laat neerdaal om die mens te kom dien aan die kruis. Sy opoffering was tot die dood toe, die dood van die kruis, die wrede dood van die kruis. En na die dood het die Vader deur die Gees Jesus weer opgewek en hom ook verheerlik en hom die hoogste posisie gegee aan die troon van God. Hy het die hoogste posisie ingeneem en hy gaan eendag ook as regter op daardie hoogste posisie die mens moet oordeel oor sy lewe. Dis met wie ons te maak het. Hierdie Jesus wat gekruisig is. Hy is 'n verhewe God. Here Jesus Christus het aan sy disippels gesê, en Jesus het nader gekom en gesê en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Jesus Christus het alle mag bo alles en bo oor almal. Daar is niks en niemand wat hoër en hoër gesag het as Jesus nie. Om 'n plek voor te berei, daar by die Vader, het 'n verhewe knegt behels. Geen ander iemand kon dit gedoen het nie. Hy het dit nie verdien nie. Hy het dit ook nie nodig gehad nie. Ek en jy het dit nodig gehad. En hy was bereid om daardie verhewe posisie van hom op te gee, om mens te word, sodat ons sonde op hom gekom het, en hy betaal het ook dan vir ons sonde. So die prys vir 'n goddelike tuiste gaan nie oor my en jou godsdiens nie. Dit gaan nie oor my en jou oortuigings nie. Dit gaan nie oor wat ons vir God doen nie. Dit gaan oor wat Christus vir ons gedoen het. En dan kyk ons hom en ons sien hom aan die kruis. En dit is die tweede gedagte, die prys vir 'n goddelike tuiste behels 'n vernederende, ekskuus, daar sukkel ek met daardie woord. Hy was verneder as hierdie verhewe knegt gewees. En ons sien dit in Jesaja 52 vers 14. Soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkom. Geen mens meer nie. En sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. Here Jesus se vernedering het al reeds begin in die nag, toe hy daar as 'n gevangene weggeneem was. Maar voor dit eintlik al, toe hy as 'n diensknegt na hierdie aarde toe gekom het. Die dag toe hy daar in Bethlehem, daar in 'n stal gebore is, toe daardie verhewe knegt 'n vernederende knegt geword. Vernederende knegt. Hy het homself gewillig gegee, deur homself leeg te maak van sy heerlikheid, skryf die apostel Paulus. Hy het hom ontledig, sê hy. Hy het hom leeg gemaak van sy verhewe posisie. Hy het hom verneder om mens te word. Hy is verneder daar in die tuin van Getsemane, toe hy gevange geneem is as 'n misdadiger, wat hy nie was nie. Hy was mishandel, hy was geslaan, hy was gespot, daar was op hom gespoeg gewees. Hy is as 'n krimineel behandel. Die vers sê dat toe Jesus aan die kruis gehang het, was hy misvormd gewees. Hy het nie eers meer soos 'n mens gelyk nie. Kan ons dit dalk in ons geestesoog sien, hoe daar aan die kruis, dalk iets is wat soos 'n mens is, maar hy lyk nie soos 'n mens nie.
Jesus was totaal gestroop van sy menswaardigheid en ook sy menseregte, want hy het nie eers 'n regverdige verhoor gehad nie. Sy menseregte was weggeneem en hy was soos 'n dier behandel, 'n dier wat geslaan en geskop word. Toe Jesus ondervra was deur die Joodse priesters, was hy deur die gesig geslaan, sê die woord. By sy verhoor daar by Pilatus het hulle op hom gespoeg. Hulle het hom geslaan met die vuis in die gesig en met sy vuis op die kop geslaan. Pilatus het Jesus oorgegee om gegeesel te word. Het jy al gaan kyk wat was die proses van geeseling? Sy hande was vasgemaak en hy was daar in die openbaar met swepe en stokke geslaan. Daar was hierdie wapen gewees, dat hy sulke balle voorgehad met sulke hakke, en wanneer hulle daai so slaan in sy rug, en hy hak vas en hulle trek hom so terug, dan pluk hy sommer die vleis so uit hom uit. Ek het opgelees, hulle sê hierdie gesel was die ergste vorm van veroordeling, van straf. En baie van die mense wat dit moes deurmaak, het dit nie gemaak nie. Hulle het daar net gesterwe. So erg moes dit gewees het. Daar in die gevangenis het die soldate vir hom 'n kroon gemaak uit dorings. En daar die lang dorings, toe hulle hom op sy kop sit, het hulle binne in sy kopvel ingedruk. Daar in die sagte dele binne ingedruk, laat die bloed so in sy gesig afgeloop het. Dan lees ons in Jesaja 50 vers 6. Ek het my rug gegee vir die wat my slaan, en my wang vir die wat die hare uitpluk. My aangesig het ek nie verberg vir smaadheid en bespiewing nie. Jesus het dit deurgemaak. Hy het nie teruggehou nie. Jesus het geweet hierdie goed wag vir hom. Hy het gedoen vir jou en vir my. Jesaja 50 vers, of nee, as ons net gekyk na 50 vers 6, selfs Jesaja 53, kyk hoe beskryf dit die proses van Jesus daar by die kruis. Vers 3 sê, hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Die mense wou nie eens vir hom gekyk het nie. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte deed hy verdra. Maar ons het hom gehou as een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtigheid is hy verbruisel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar genesing gekom. Vir ons genesing gekom. En dan verse 7. Hy is mishandel, alhoewel hy onderworpe was. En hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat na 'n slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Die Here Jesus Christus het dit deurgemaak vir ons as mens, nie vir onsself nie. Nie omdat hy skuldig was aan enigiets nie. Toe die sondaar mense klaar was met die saligmaker, het hy nie eers meer soos 'n mens gelyk nie. Dit was Jesus wat hy dit deurgemaak het. En dit was baie erger as wat ons kan lees hier in die Bybel. Maar hy het dit gewillig gedoen vir die mens. Die mens wat aan Jesus verwerp, gaan sy eie oordeel moet ingaan in die ewigheid.
Hierdie Jesus het die prys betaal vir u en vir my. Maar as ons bly Jesus verwerp, is daar op die einde van die tyd nie meer vir ons 'n saligmaker, as ons hier klaar is met hierdie lewe nie. Dan gaan ons in 'n ewige plek van pyniging en gaan brand, in 'n plek van swaal en vuur, sê die Bybel. Is dit 'n plek waar u vir ewig wil opeindig, om die plesier van hierdie lewe te geniet, en jouself in hierdie lewe net te gee vir die lewe, en die ewigheid sonder God te wees? Of is u bereid om nou in hierdie lewe, u lewe vir Jesus te gee, wat hy deurgemaak het vir ons, en eendag saam met hom te kan wees? Die prys vir 'n goddelike tuiste behels 'n verhewe knegg, maar dit behels ook 'n vernederende knegg. Maar die laaste is, behels 'n versoenende knegg. Ons kan nie die versoening bewerk het met God die Vader nie. Nee. Daar moes tussenganger gewees het. Jesaja 52 vers 15 wat sê, so sal hy baie nasies laat opspring. Konings sal hulle mond oor hom toehou. Want wat aan hulle vertel is, sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Die boodskap van die kruis, die woord van God, die evangelie, kom verander die mens. Wanneer ons hierdie goed begin raak sien. Die mense het geskree, kruisig hom, kruisig hom. Toe die volk moes gekies het, wie vrygelaat word, 'n moordenaar van die naam van Barabbas, het hulle gekies, dat Barabbas vrygelaat word. Maar Jesus moes gekruisig word. Hulle het so erg gegaan, dat hulle gesê het, in Matteus 27 vers 25, en die hele volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Wat 'n godslasterlike uitspraak, wat die mens maak, teenoor die Here Jesus Christus. Laat sy bloed op ons kom. Om Jesus te verwerp, liewe vriende, is dieselfde dat daardie bloed op jou kom, op jou hande, en jy gaan betaal eendag in die ewigheid, wat brand met swaal en vuur. Die mens staan skuldig voor God. Elke mens is skuldig voor God. Maar wanneer jy deur die bloed van Jesus gereinig word, kom hy bring versoening met God. Dis waar die versoening in lê. 'n versoenende knegg, Jesus Christus. Jesus sterwe aan die kruis, het die voorhangsel in die tempel geskeur. Die skeiding tussen God en die mens het oopgegaan. En daar is dan nou versoening tussen mens en God. Die evangelie boodskap was ook eers aan die Jode gebied. Daarna, toe hulle dit verwerp het, ook na die heidene toegevat. En die heidene het hierdie boodskap dan ook aangeneem. En die wonder daarvan is dat u en ek dit vandag nog kan hoor, hier in ons eie taal. Die feit dat Jesus deur die hel gegaan het, as ons dit so kan sê. Hy het 'n geweldige belewenis gehad daar aan die kruis. En voor dit beteken nie dat ons as mense dit nou sommer outomaties kry nie. Hy het betaal vir my en jou sonde. Maar ons kan dit nie sommer net kry nie. Dit beteken die verlossing is beskikbaar. God het dit so beskik deur Jesus Christus, dat daar verlossing vir ons as mens is. Nou is die verantwoordelikheid op my en jou. Ons moet dit by Jesus gaan haal. Ons gaan dit nie net sommer outomaties kry, deurdat ons 'n godsdienst aanhang nie, of dalk gereeld in die kerk is nie, of dalk selfs Bybel lees nie. Liewe vriende, ons moet na Jesus toe gaan. Daar moet 'n persoonlike ontmoeting wees met hierdie knegg van God.
wat vir my die verlossing wil gee. Die boodskap is nie dat Jesus gesterf het nie. Die boodskap van Paasfees is dat Jesus vir ons sonde gesterf het. En nou sien ons, skryf Paulus daar in die gemeente van Korinthe, in Korintiërs 15 verse 1 tot daar by vers 4. Hy sê, broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan. Sien, hy het dit verkondig, die evangelie, dit wat ons hoor in die woord van God uit. En daardie mense het dit aangeneem, beteken, hulle het dit geglo, hulle het dit aanvaar, en hulle staan daarin. Daar is niks anderste wat vir hulle die waarheid is nie. Sê, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het. Paulus het ook dit gehoor van Jesus Christus. Hy het dit ook gehoor van die ander apostels. Hy sê dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte. Daar moes 'n sterwe gekom het, dit kon net Jesus wees. En dat hy begrawe is. Hy was dood, hy was in die graf. En dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte. Dis die evangelie. Dis die belangrikste boodskap vir ons as mens vandag. Nou sê Jesaja 52 vers 15. So sal hy baie nasies laat opspring. Baie mense gaan tot geloof kom in Jesus Christus. Baie mense gaan hom sien as die verlosser en saligmaker. Baie mense gaan hulle sonde voor hom bely. En hy het die werk van vergifnis en verlossing en regverdigmaking kom doen. Baie interessant, hierdie woord opspring. So sal baie nasies, of hy laat baie nasies opspring. As ons gaan kyk na hierdie woord, die betekenis van hierdie woord in die Hebreëus verwys na 'n seremoniële reiniging. Daardie opspring is 'n seremoniële reiniging. Wat het Jesus kom doen aan die kruis? Sy bloed het gevloei, sodat daar vir my en vir jou reiniging kan kom. Baie mense het die Here Jesus Christus, of baie mense tot die Here Jesus gekom, en hy het hulle gereinig. So sal baie mense, nasies, tot geloof kom in Jesus Christus, en ook deur hom gereinig word. Daar moet 'n proses kom waar Jesus my en jou kom reinig van die sonde. Die gebruik by die seremoniële reiniging van die Ou Testament. Ons is nou hier besig met die Ou Testament. En die gebruik van hierdie uiterlike teken van 'n innerlike werk. Nou dit is waaroor dit gaan. 'n Uiterlike teken van 'n innerlike werk. En in die ou tyd kan jy gaan lees, het altyd te doen gehad met die bloed van 'n bokkie of 'n bul wat geslag is, en daardie bloed, of dalk bloed en water wat gemeng is, of dalk net water, was met 'n hiesoptokkie, was dit so gesprinkel waar die reiniging moes plaasvind. Dit was 'n uiterlike teken van 'n innerlike werk, so die toediening was juis deur hierdie besprinkeling van die bloed of die water. En dis presies dieselfde woord wat in Hebreëus ook staan hierso, dit verwys na besprinkeling. Die reinigingsritueel van die seremoniële reiniging, dit was besprinkeling. En by die doop word die water deur die besprinkeling op die hoof van die kind gesit. As ons daai kindjie vat en ons vat die water en ons sprinkel dit hier op die hoof, hier waar die verstand is, hier waar die verandering moet plaasvind, in my verstand en my denke, dis waar die verandering moet plaasvind, dis waar die reiniging moet plaasvind. Dit is deur die kruisdood van Jesus, wat dit moontlik maak, dat die mens dan met God versoen kan word. Jesus het 'n goddelike tuiste gaan voorberei.
Nadat hy met sy disippels gepraat het, ek gaan om vir julle 'n plek te berei, was die eerste plek Golgotha, die kruis. Toegang tot hierdie tuiste is dan slegs deur Jesus Christus homself. Hy het daardie prys betaal vir hierdie goddelike tuiste. En dit het behels 'n ewige knegg, 'n verhewe knegg, wat verneder was tot 'n diensknegg, sodat hy kon betaal het vir die sonde, want hy was sondeloos, sodat die mens dan versoening kan kry met God. Dit was die enigste pad, die enigste weg. Hierdie versoening is beskikbaar. Vir jou en vir my. Dis hier. Die goddelike tuiste is beskikbaar. Jy kan hierdie toegang kry deur Jesus Christus, wat dit vir ons moontlik gemaak het. En ons kry dit nie eendag eers as ons hierdie lewe verlaat nie. Nee. Wanneer ons saak regmaak met Jesus, dan ontvang jy daai ewige lewe reeds. Wie die Seun het, het die lewe, sê Johannes. En ons kan nou al reeds hier op aarde dan ook hierdie gemeenskap geniet, saam met die heiliges van God, die gemeente van Christus. Ook hier in Belfast, waar ons saam hier is om te aanbid in 'n gemeente, kan ons al reeds hierdie tuiste van God, sy huisgesin, daardie tuiste, kan ons al reeds beleef hier op aarde. Die stryd van hierdie aarde hoef ons nie moedeloos te maak nie, want ons het 'n wonderlike genadegawe van God deur die kruis wat dit vir my en jou wil bied. Wat maak u met Jesus in jou lewe? Het jy al ooit op daardie punt gekom waar die woord jou geoortuig het van jou sonde, van jou verlorenheid? Was jy al op daardie punt waar jy moedeloos is en bang is om dood te gaan, want jy weet nie waar jy gaan wees nie? Het jy al dalk op daardie punt gekom en jy het Jesus gesien, maar jy het gekies om hom te verwerp? Het jy al op daardie punt gekom en gesê, Here, hier is ek, arme sondaar, wees my genadig. En jy weet dat hy jou siel gered het. Jy staan op die woord van God, want die Bybel sê, as hy jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Was jy al by daardie punt in die lewe, in daardie ontmoeting met Jesus Christus, wat aan daardie kruis vir jou gesterwe het, en jou lewe vir hom gegee het? Is jy vandag kind van God? Jy is seker daarvan, maar jy lewe is nie volgens God se standaard nie. Sy woord is die standaard. Lewe ons eie lewens, stel ons nie belang wat die Here vir ons sê nie, ons is maar tevrede want ons is nou gered. Hoe meet ons lewens vandag aan die kruis wat Jesus moes deurmaak? Amen. Here, baie dankie dat ons vanmôre om teruggekyk het na die kruis. Teruggekyk het na wat U vir ons gedoen het. Maar Here, dit laat nou 'n verantwoordelikheid hier op ons. En Here, terwyl ons vanmôre ernstig gekyk het na ons eie lewens, dalk besef het ons is nog verlore, ons het nog besef dat as ons hierdie lewe verlaat, is ons nie by U nie. Here, kom werk nou in 'n hart. Ek wil waarlik nou 'n uitnodiging maak vir jou wat hier sit. As jy nog nooit jou hart oopgemaak het vir Jesus nie, maak hom oop vir Jesus. Bely jou sonde en jou toestand voor Jesus. Erken dat jy 'n sondaar mens is. En sy woord sê, hy sal kom vergewe. Hy sal ons verlos. Hy sal ons weer sy kind maak, soos wat dit die bedoeling was met die skepping. Liewe kind van God,
As jy dalk afdraai paadjies geneem het, as jy dalk vanmôre hier sit nie besef, maar jou lewe is nie tot eer van God nie. Maak jou hart weer oop, sodat God jou kan kom heilig maak. As God jou gered het, het hy jou gered. Maar ons as mens, het 'n sondige natuur, ons dwaal af. Maar God kan ons weer herstel, terugbring op die pad waar hy ons dan gered het, om net weer vorentoe te gaan. Ek wil u nooi, maak jou hart oop vir Jesus. Moenie uitstel nie. Die Here Jesus Christus het aarde toe gekom, hy het mens geword vir jou en vir my, en die sonde betaal. Hy het opgevaar en hy het sy gees uitgestort. En vanmôre staan die Here Jesus Christus, in die woord sê hy staan voor die deur, en hy klop. En as jy sy stem hoor, en hom innooi, sal hy ingaan, en saam met jou maaltyd hou. Ek pleit vanmôre, maak op jou hart vir Jesus. Here, baie dankie, dat u vandag 'n siel wil kom red, vir die ewigheid. Dankie Here, dat u vandag 'n weergebore kind van God wat afgedwaal het, weer wil kom herstel. Ons loof u wonderlike naam. Amen.